elke dooie gees uit hierdie gebou in Jesus naam. Ons is hier om God se naam op te lig. Ons is hier om God se naam te verheerlik. Die naam bo elke naam. Jesus het getriomfeer en hy sal triomfeer. En jy wat kom met al jou siektes, al jou nonsens, al jou kwale, ek gebied jou nou om uit die tempel van God se kinders uit te gaan, uit hierdie gebou uit, in die naam van Jesus. Jy het gekreë, daar's waar jy getriomfeer, en jy moet gaan vanmorgen. Jy moet gaan. Ons sal geen doodsheid in ons gees meer toelaat nie. Ons lewe, omdat my God leef, omdat hy opgestaan het, dan sal ons sy naam groot maak, elke dag. Here, word en alles geworden verheerlik, is my gebed in Jesus naam. En Vader, ons bid dat U die engels op bevel gee, aangaande hierdie plek en gebou en elkeen hierso, Here, niks wat vir U is nie, sal nie inkom nie, in die naam van Jesus. Elke mind, binding spirit, ek breek jou nou, in die naam van Jesus, met elke kind van God. Ek breek jou mag, vanmorgen, ek verklaar hulle, Here, dat hulle weer verligte hoop op verstand het, om te onderskei waar hulle op aankom, in die naam van Jesus, ons hierdie dag voor. Amen. Jesus. Dit is nou van die salwe wat ek dronk is, nie, maar dit is nou nie so. Is jy klaar nou? Na die diens, speel jy weer van sy eerste prijs hoe jy sy die graf is leeg. Dan voor ons die seën vra. Nee, nou wonder ek, hoekom bly alles so nie, tot hou ek nie bril aan. Julle, dit is die beste, die wonderlikste dag nog ooit in 'n kind van Here se lewe. Yes. Ons koning het opgestaan. Yes. En omdat hy opgestaan het, en die graf leeg is, en ek gaan vir julle net ook verduidelik, en ek gaan rustig deur hierdie woord werk, want ons moet weet wat die opstanding vir ons as kinders van die Here beteken. En omdat die graf leeg is, hulle kan maar Boeddha se bene gaan haal as hy nog bestaan, hulle kan maar al die ouens se bene haal, maar ons God, sin ons Jesus is daar nie in daai graf nie. En dit is die rooi letterdag in 'n kind van die Here. Nou kan ons sê, ons leef wat ons God het opgestaan. Yes, amen. Dis sy genade. Yes. Sy kosbare prys, Jesus Christus is gekruisig en hy het ek kan eintlik sê 'n cry of joy uitgeroep. Dis volbring. Hy was 'n joyful time. Dit was nie 'n hartseer tyd toe hy sê, dis volbring nie. Hy was joyful. Hy het geweet, hy accomplished what he said to do. Daarom sê die woord van God, julle moet ook nou volbring, want julle moet volhard tot die einde toe. It will be a joy for us. Dit gaan nie 'n hartseer storie wees nie. En toe het by Jesus gegaan, en Peter sê, toe hy gekruisig is, dink almal nou lê hy daar in die graf, toe gaan by Jesus ter helle, gaan die dood in die doderyk in, hy gaan verkondig die evangelie aan die wat sonder hom gesterf het, hy vat die saam met hom wat hom aanvaar as 'n saligmaker, en hy het die sleutels van die dood en die doderyk uit Satan se hande gevat. En vir wie gegee? Vir my en vir u. Wat ons dan op hierdie aarde bid sal gebonde wees, wat ons in die hemele ontbid of bid sal gebid of ontbonde wees. Watter awesome realiteit en awesome majesteit is dit nie? Besef ons dit ooit? Nee, ons dink ons is ons, soos ek môre gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? U het hom beweinig minder as 'n goddelike wees geniet. Maar ons het baie mooi besef, waaroor gaan die opstanding? En dis hoekom ek sê, vanmôre is dit 'n teaching. Jy weet, ons kan maklik nou kom, en ons kan nou spoeg spat, en dit is nie, daar is nie 'n probleem nie. Ons kan die kansel klap, en ons kan
vreeslike goed doen, maar die mense gaan op 'n hype. Môre slaan dit weer, maandag, slaan die tikkie die teen, en hulle weet nie wie hulle is nie, hulle weet nie dat koning het opgestaan nie, en soek hulle nou die volgende konferensie, die volgende konferensie. Ons met die sekuriteit, en ons het, en weet hoe ons koning opgestaan het. Wat het vir my en u beteken, as kind van God? Ek moet toch net nie dood wees, die sit keer amen en halleluja somtijds so. Ons soek nie dooie goed nie. Dooie goed opgewek word. Die opstanding, dis hoekom die Heer Jesus, of die woord van God sê, profeteer jy tot hierdie doodswedere. Because why? Ons het nou die opstandingskrag van ons koning Jesus in ons. Dit wat dood is, moet lewe. Hy moet onderwerp aan die Heer Jesus. Nie aan ons nie, daar is niks goed in ons nie, maar aan die Heer Jesus Christus, want ons is nou sy tempel. Wat beteken Jesus' opstanding vir ons nou en eendag? Het jy mooi al daaroor gedink? En ek gaan stadig hier, ek gaan die skrif, ek gaan 'n bietjie uit 1 Korintiërs uitlees. 1 Korintiërs 15, wat so baie, haal dit uit die 4 evangelies. Ek wil gou gaan kyk, die vraag wat Paulus gevra het, as dit dan gepreek word, dat Christus opgestaan het. En ek wil dit by u laat vandag. Jesus' opstanding uit die dood getuig van God se enorme bonatuurlike krag, en om in die opstanding te glo, is om in God se almag te glo, dat alle dinge moontlik is vir ons se God. Wat sal vir hom ooit onmoontlik wees? Jesus' opstanding uit die dood herinner God ons aan sy absolute soewereiniteit oor lewe, dood, hel, oor alles en hy getriomfeer. Hy wat die onsienlike, die onverderflike, die heilige God van alle gode is. Wat sou vir my koning te wonderbaar wees? 1 Korintiërs 15 is die daar, vers 12 vra die volgende. As dit dan gepreek word, dit is wat die reg oor die wêreld nou vandag, en jy kry nou konferensies, en die mense is op 'n high, en hulle word, Jesus het opgestaan, maar waarvoor het Jesus opgestaan? Dit moet blywend in ons wees. Dit moet so 'n joyful event wees. Dit moet so 'n vaste blydskap in jou wees. Hoekom het hy opgestaan? Hy sê, as dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar dan geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Vers 14 sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergees en vergees op julle geloof. As Jesus nie opgestaan het nie, kan ons nou maar sê, ek draai my rug op die evangelie van Jesus Christus. Hy leef. Want hy leef. Hy het opgestaan vir my en vir jou, om in die volle oorwinning te lewe. Maar as ons nie glo en onthou nie, ek gaan nou vir die daar's 'n ander sleutel hoekom ons moet glo in die opstanding. Het jy geweet as ons nie glo in die opstanding nie, gaan ons nie opstaan. Ja. Die Bybel sê so. As ons nie glo in die opstanding van Jesus Christus nie, jy sê dit help nie ons verbinde, ons skree, hy het opgestaan nie. Ons moet die mense leer hoekom hy koning opgestaan het, hoekom Jesus opgestaan het, wat het Jesus gedoen van sy opstanding tot sy hemelvaart? Wat het hy gedoen van sy kruisiging tot sy opstanding? Toe hy die sleutels van die dood en die doderyk, want weet jy wat, as hy nie daar sleutels gevat het nie, kon ek en
deelagtig gewees het nie. Vers 15 sê, en dan word ons valse getuies, ek is reg. Ek gaan weer 14 herhaal. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind. Omdat ons teen God getuig het, dat hy Jesus opgewek het. Ja? Is dit nie 'n aanklag nie? So die ouens wat eintlik sê, Jesus nie opgestaan nie, hulle getuig teen God. Ek het baie keer in een preek gepreek, pas op, dat as jy teen jou broer en jou suster of teen enige iets van God sondig, dat jy nie teen God self opstaan nie. Hy sê, dan is julle geloof nutteloos, dan is, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sonde. As Jesus nie opgestaan het nie, ons het net die kruisdood het ons vrygekoop. Net die kruisdood het ons losgekoop van die sonde, het ons losgekoop van alles. Maar as Jesus nie opgestaan het nie, en hy gaan sit in die regterhand van Vader, en hy vir ewig ons intree nie, want dan sê hy, het julle nou 'n voorspraak, want dan sal elke sonde wat ek en jy bely, en ons bely dit, dan werk hy dit so ver soos die ooste van die weste. Maar as hy nie opgestaan het nie, en die posisie nie ingeneem het nie, dan het ons nog steeds in die sonde gebly. As hy nie sy posisie in die regterhand van Vader ingeneem het, en forever interceding for us, wanneer ons 'n misdaad pleeg om vergifnis te vra. En dit is ons lewenswandel. Repentance en bekering daagliks. Daagliks jou denke vernuwe met die woord van God. Daagliks 'n intieme verhouding hê met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê, vers 18 sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Maar toe gaan hulle opstaan. Dan moet hulle opstaan in julle gees, want hy het ons gesê, 2 Tessalonisense, wanneer die wegraak, wanneer ons weggevoer gaan word, gaan die wat ontslaap het in hom, hulle gaan ons eerste voorgaan. So die ontslaapenis het ook dan geen iets om daar uit te sien. As ons koning, maar hy opgestaan, hy leef en hy sit in die regterhand van Vader. Dan sê hy die volgende, en as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. En dit is so baie wat ons dit sien, in die, kom ons sê nou maar die godsdienstlewe van 'n kind van Here. Ek lewe net vir hier, nie vir eendag nie. Ek sien nie uit om eendag saam met my Jesus te wees nie. Ek is maar net hier deur, ek gaan deur pastoor, ek is nou 'n wolkie hier, ek sit op my lazy boy, ek gaan eendag gaan ek dalk die hemel haal. Ons het 'n glorious tyd waarvan ons kan net sien. Die oomblik wanneer ons oë toemaak en ons het sy die dood, het sy die opstanding, het sy die wegvaarting, is ons onmiddellik verheerlik te liggaam, ons is by ons koning, ons gaan heers, ons gaan die heerlikheid van God aanskou, en ons gaan forever en ever by ons koning wees. In Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, want hy eersteling geword van die wat ontslaap het. Hoekom het die, en jy weet as jy gaan studie doen oor die eersteling van Christus Jesus, en jy gaan doen studie oor die eersteling oes, dan kom ons kinders van die Here ver te kort. As jy gaan kyk, dat Christus, hy is die saad, wat in die grond gesterf het, om 'n oes te hê. Maar as ons gaan kyk, dat Christus die eerste van dit, en hy het ook eerste opgestaan, sodat ek en u ook
ek het eintlik sê, daai glorious uitsien gaan hê, om eendag saam met hom te gaan, en ook lewendig geword, ook op gaan staan. Maar nou Christus is opgewek in die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaan het. Ek dink, ek gaan sit en preek. Ek gaan sit en preek. Toe maar, Nico sit net vir my hier in stoel, hè. Ek dink ek gaan vir my 'n hoërstoeltjie kry, en ek gaan vanavond begin sit en preek vir al met my voete. Hy sê, dankie oor. Wat sou ek sonder julle gedoen het, hè? Wat sou ek gedoen het, as ek reg my kan doen? Ekskuus daarvoor. Want aangesien die dood deur een mens is die opstanding van die dode ook deur een mens. Nou wie het die dood ingebring? Adam die sondeval het die dood ingebring. Maar Christus Jesus het opgestaan dat ek en u vir ewig sal gaan. Hy het die prys betaal. Hy was die volmaakte prys. Daar's geen offer wat ooit gebied kan word, behalwe die offer wat Jesus Christus betaal het vir my en vir u nie. Daar's geen op. Hy is volmaak. Hy was heilig. Hy was sonder sonde. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Daarom moes God self aarde toe gekom het, want Jesus is God. Hy is God gemanifesteer, God gemanifesteer. Daarom moes hy aarde toe gekom het, hy moes 'n mens geword het, want Adam was 'n mens, en daarom moes Christus die wil van sy Vader doen, om ons los te koop op die kruis van Golgotha, met dieselfde liggaam as 'n mens, maar sonder sonde. Want soos hulle almal in Adam gesterf het, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy orde. Luister mooi, die koninkryk is volorde. Nie regiet, hierdie ding, daar's orde. Dis hoekom ek en jy ook in orde moet bly vir dit wat God ons geroep het. Want hy sê, luister hierso, hy sê, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus. Christus moes dit hier gaan, sodat ek en u die volheid kon beleef, die volheid gaan smaak in 'n oogwink. In 'n oogwink gaan ons, het ons ontslaap het, wanneer hy basyn blaas, die midderdaguur, daar kom die koning van alle konings, ons Jesus kom, ons sy bruid te kom haal, die wat in hom ontslaap het, hulle gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Dis hoekom ek het nou niks teen verrassing, niks nie. Ek is nie hier om daaroor te preek nie, maar ek sê, ek gee nou nie om, gaan nie my as ons, my liggaam moet daar wees, ek gaan opstaan en ek gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Ons moet, wat kry? Verheerlikte liggame. Selfs die dooies moet 'n verheerlikte liggaam kry. En so ek en jou, ons verheerlik met haar oogwink, wanneer die basyn blaas, en God sy bruid kom haal, dan met 'n oogwink, dan gaan ons verheerlikte liggame kry. Ek weet net nie wat gaan hulle doen met al die eisters op my lyf, maar nou ja. Goed, kom ons gaan gou verder. Maar elkeen in sy orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. En dan gaan ek sê, in 1 Korintiërs 15 vers 55, vra Paulus, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Hierdie ding op die wegraping. Het jy geweet, ons dink nou, ja, hoekom sê
Want hier praat hy van die opstanding. En dieselfde konteks, dieselfde ding is in ons konteks hou, en ek gaan vir julle sê, net nou praat hulle ons ook oor die kopdoek van Jesus. Ons moet bly by die woord van Jesus Christus. Ons moet bly by die woord van God. Ons gaan nie ou hier 'n fabeltjie en daar 'n fabeltjie en dit inleg en invleg in die woord van God nie. Dit is sommer sterk daai. Ons moet die suiwerheid van die woord hou. Hoekom vra Paulus? Hoekom vra hy die vraag? Waar is jou oorwinning dood? Waar is jou angel? Want ons almal gaan verheerlike liggame hê. Want dit is met die wegraping. Daai vraag dui op die wegraping. Waar almal verheerlike liggame. Dood sal ons nooit weer doodgaan nie. Ons gaan forever en ever en ever lewe. Die dood, dit is die laaste wat nog oorwin word. En dit gaan met wegraping oorwin word. Finaal. Maar Christus het hom finaal klaar oorwin. Ons, hy gaan nog net die wat aan hom behoort, gaan die laaste oorwinning wees met die wegraping. Die tyd op die wegraping, wanneer Jesus sy bruid kom haal. Die wat in Christus behoort, dit is 'n oorwinningslied van Paulus. Dood, waar is jou angel? My eerste liefde, want Jesus was die eersteling. Hy het jou reeds oorwin. Moenie dink jy gaan hierdie ou liggaam in 'n aarde nie. Onthou julle daar hier tot so sing. There ain't no grave that can hold my body down. Met die wegraping, en dan voel die salwing, dood, waar is jou angel? Dat ons koning gaan ons kom haal, met verheerlikte liggame. Then we will see him eye to eye. Uiteindelik sê hy, daai lied van Paulus sê, Jesus het jou oorwin, dood in die opstanding, sodat hulle vir ewig en ewig en ewig by Jesus kan wees. Jy weet, hoe Jesus opgestaan het, wat het hy gedoen? Hy was die eersteling, en daar was opstandingskrag, né? Toe gee hy vir ons die opstandingskrag, né? Daarom, Wigglesworth, het seker die meeste mense uit die dood het opgewek. Want hy het hierdie ding besef, daar's opstandingskrag in my. Dood, waar is jou angel? My Jesus het jou reeds oorwin. En as ons sê, gaan bid vir 'n dooie, wat gaan ons doen? Moet jy persoonlik, moet ek eers 10 dae vashou bid. Dood, waar is jou angel? Ek gaan nou daar Abby kyk. Sy was dood. Ons was op pad na 'n konferensie, toe paaskonferensie, Kriel toe. Sy was dood. En heeltemal, die bloed daar hele, dit was, as jy daar kas, jy kan nie glo sy het uitgekom nie. En ek weet nie wat het my besiel nie. Ek weet nie, Dries het die rangsorde geblaas, Michelle was verswaar met John Drake, en ek het net gebid en het gesê, in die naam van Jesus, is 'n jong vrou, in die naam van Jesus, dood, waar is jou angel? Sonder die volle impak, wat ek besef het toe gesê, dood, waar is jou angel? Toe sê, leef in die naam van Jesus. En raai wat, die eerste ding wat sy begin doen, sy spoeg sy die chapel en daar lewe sy, tot vandag toe, sy is al 'n mama van 2 kinders. Dood, waar is jou angel? Ons gaan vir ewig saam ons Jesus. Is dit nie so oor bly te wees nie? Dood, geen dood kan ons hou nie. Geen aarde kan ons hou nie. Geen maak nie saak wat die duiwel met ons wil doen nie. As hy dink, hy maak die kinders van God dood, het hy 'n groot verrassing. Want Paulus se loflied was, dood, waar is jou angel? Hulle gaan weer lewe wat by Christus was die eersteling, met die wegraping of die opstanding, gaan hulle vir ewig lewe in Christus. 1 Korintiërs 15 vers 24. Daarna kom die einde. Na die dood finaal oorwin is. Wat gaan gebeur? Jesus gaan dan alles aan die Vader oorgee, né? Maar dis daai laaste ding is die dood, want
want Jesus het hom reeds oorwin, maar hy gaan hom oorwin in ons, wat die opstanding deelagtig gaan wees. Daarom by einde, wanneer ons opgewek is, of die wegraking vir die liggaam gekry, dis maar net wat ek ingesit het, wanneer hy die koninkryk aan God, die Vader, oorgee. Sien nie, Jesus wag, tot ek en u dieselfde gaan beleef, wat hy beleef het, die opstanding, voor hy finaal oorgee aan Vader. Hy wil eers sy laaste dood in ons, wil hy eers absoluut oortriomfeer. Ons koning wag vir ons. Wag jy nog vir hom? Sien jy nog uit na sy koms? Wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy, alle gesag en mag vernietig het, dood was die laaste. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Hier sê die woord, die Bybel, dit vir ons definitief, maar ons lees dit nie raak nie. Maar hy gaan vernietig in my en jou opstanding. Daarom, wat beteken hierdie opstandingsdag vandag vir ons, pastoor? Dit beteken, jy gaan nog opstaan. Jy gaan vir ewig lewe. Daarom hierdie ou lyfie van jou, hierdie vleiskas, is 'n tydelike aardse woning, maar die goddelike, die gees in jou, gaan opstaan met 'n verheerlikte liggaam. In 'n oogwink gaan ons verander word met verheerlikte liggaam, wat ons gelyk aan ons koning gaan word, waar ons gaan sien hom from eye to eye. Dis die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. En dis die wegraking. Glory, hallelujah, graag so opgewonde, come Jesus, come. Die opstanding van Jesus Christus is die triomfantelike en die glorieryke oorwinning vir elke kind van die Here. Ons moet so rejoice, anders as ons in 'n graf ons er gaan bly, forever and ever, as ons koning Jesus nie opgestaan het nie. Dan was hy nie God nie, dan was ons evangelie te vergees. Dat ons te vergees geglo. Dis die glorierykste oorwinning vir elke kind van die Here, want Jesus het gesterf, was begrawe en hy het opgestaan op die 3de dag volgens sy woord. En hy kom weer om my en u te kom haal, om vir ewig en ewig by hom te wees. What a glorious, en ons sal uit die ou liedjie kan julle onthou, what a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace. Ek kan nou nie, ek is nie 'n sanger nie, maar oh, what a glorious day that will be. Raak ons nog opgewonde daarin. Jy sien, toe Jesus sê, dis volbring op die kruis van Golgotha. Jesus se uitroep was oorwinning. Vader, ek het die wil gedoen. Ek het die mense in die regte verhouding met U gestel. Vader, dit wat vir hulle wag, it's going to be a glorious event. Die verlossing is volmaak deur hom en hou in stand tot in alle ewigheid vir elkeen wat hom aanvaar het as hulle saligmaker. Jesus se opstanding getuig dat ek en u vir ewig gaan lewe. 1 Tessalonisense 4 vers 13. Maar broeders, ek sal sommer sê susters, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met die betrekking tot die ontslapenis nie. Wat het ek nou reeds van die ontslapenis gesê? En ons wil rejoice. Hy het opgestaan, maar wat beteken dit vir ons? Ons het die kennis wat dit vir ons beteken in die ontslapenis nie. Sodat julle nie sal treur soos die ander wat geen hoop het nie. So met ander woorde, Jesus het opgestaan, hoop lewe.
Almal wat in Christus gesterf het, gaan lewe, gaan opstaan, gaan die opstandingskrag belewe. Dat oomblik wat die besuin blaas, en op middag hier, en Christus sy bruid kom haal, het sy die graf, het sy die lewe, gaan hy in opstandingskrag van God beleef in 'n oogwink. So moenie onkundig wees nie. Moenie treur soos hulle almal nie. Die wat in Christus gesterf het, gaan saam met jou. Hulle gaan ons net vooruitgaan. Die Bybel sê, ek weet nog nie hoekom moet hulle nie, ek wil my koning eers sien. Ek wil my Jesus eers sien, maar hulle gaan ons vooruitgaan. Hy sê, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. 1 Tessalonisense 4 vers 14. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Sien jy hoekom het ek nou eers die eerste gedeelte gelees, dat jy verstaan dat die ontslaapenis dieselfde opstanding gedeelagtig wees as ek nie. En die dood is die, wat wanneer die dood oorwin, dis die wegraking. Want dit sê ons, vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslaapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep. Hy aansien, kom op hierheen. Wat sê Openbaring? Daar is 'n stem by die hemel, kom op hierheen. Met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God. What a glorious day gaan dit wees. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Onthou, hulle staan by die Here. Hulle staan by die Here. Ons moet almal 'n verheerlikte, goddelike, daai sê goddelike wese. Psalm 8 het ons weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Ons moet almal verheerlikte liggaam, alhoewel ons siel en ons gees is by God. Maar ons moet verheerlikte liggame kry. Want die Here sal self van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dan sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So sal ons altyd by die Here wees, en hier word die dood finaal oorwin. Wegraking. En dan sê 1 Tessalonisense 4 vers 18. Wat moet ek en u doen? Hy sê, nou begin ek al klaar voorgaan. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. As jy nie die volle konteks of die konsep verstaan nie, en Jesus het opgestaan, ons almal weet het opgestaan. Hoe gaan jy jou medebroer en suster bemoedig? Met die volle konteks, die volheid van die woord van God. Hoe gaan ons mekaar bemoedig? As jy hou vas. Ek weet die pad is dalk moeilik. As ek weet, maar hou vas. Die wil volhard tot die einde. Ons gaan in 'n oomblik verander. Ja, oomblik wanneer ons die wegraking deelagtig wees. Aansien, dan gaan die laaste dood deur Christus Jesus vernietig word. Nou het ons klaar 'n substance om 'n volgende een te bemoedig. Hou vas my broeder. Hou vas my suster. Daar is iets wat oorwin gaan word. En dis die dood. Ek wil net iets wat beweeg word van Jesus se kop toe. Vanmôre hier finaal 'n heilige koei slag. Ek is moeg dat mense God se woord so verkrag, so misbruik en allerlei fabeltjies aan sy, hulle is regte praatjiesmakers. Jy weet die Bybel praat van praatjiesmakers, né? Lukas 24 vers 1 sê, maar dit is so 'n heerlikheid, dit is so 'n glorious event, hierdie goddelikheid van ons Jesus Christus, van ons God die Vader wat hy vir ons gedagte gehad. Nou kom mense en hulle water dit af.
Want Lukas 24 vers 1 sê, en kom by my kernteks, om hierdie heilige goeie finaal te slag. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en die ander, dit is eintlik maandag, né? Het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring waardeur hulle toeberei was. Dit is nou die doodspeserye, né? Die balsem en die doodspeserye, en dan hulle al daai goedjies gebring, en dan hulle die lijk nou alles aangesmeer, met doeke toegedraai, en allerhande goed. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. Ek wil elke keer lag as ek lees, dan wil ek sê net, halleluja, maar Jesus lewe. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle blindklere. Met ander woorde, sê vir my, het by Jesus sy speserye goed gehad, of het hy met sy geboorte iets gekry? En het is interessant, ek hou van Lukas, ek sal sê ek al baie Lukas aan. Hy was 'n mediese dokter, maar hy was 'n geweldige analitiese persoon. En hy praat van 2 manne, die ander evangelies praat net van 1 man. Luister gou hierso. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, van daar 2 manne by hulle blindklere. En toe hulle baie bevrees word, het hy met hulle aangesig na die aarde toe buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Verstaan jy nou hoekom Jesus gesê, ag Here, ek wil net eers gou na my ma toe gaan. Laat die dooies begrawe, volg jy my. Want hy het hierdie belofte besef, van die wat in hom gesterf het, sal lewe tot in alle ewigheid. Daar gaan 'n opstanding wees. Waar is dit nou? Vers hoeveel? 6. Okay. Hy sê hierdie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê, toe hy na Galilea was, toe hy in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug na van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan die ander. En dit was Maria Magdalene en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus en die ander vroue saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelei, en hulle het hulle nie geglo nie. Hier wil ek nou die grafdoeke van Jesus, die leuen en die onsinnige praatjies van die grafdoeke van Jesus uitklaar. Lukas 24, hoekom was daai kopdoeke van Jesus daar in die graf? Nie om te sê hy kom weer terug nie. Nie om te sê ek gaan nou nieuws en ek gaan vak op die sê. Lukas 24 vers 12 sê, maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. En toe hy neerbuig, sien hy die doeke alleen lê en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Want hoekom? Die ander sê, toe hy dit sien, toe glo hy. Hoekom het Jesus die kopdoeke daar verdien wat nie geglo het nie? Dat hulle kan glo het opstaan. Jy sien, daar is baie praatjies, dat Jesus se kopdoek opgevou is, en as bewys dat hy terugkom. Dis 'n leuen uit die put van die hel. Daar is geen waarheid daarin nie. Die kopdoek was 'n bewys dat hy opgestaan het en nie gesteel is nie. Want wat het hulle gaan sê? Gaan sê vir hulle, iemand het hom kom steel. Toe los Jesus 'n bewys daar, want as hy by Jesus gesteel was, het hulle die hele ding by die kopdoek gesteel. Dit was nie dat hy weer gaan terugkom nie. Want hoekom? Hy het nou, wat al wat het gebeur het, wanneer iemand daai doek, daai servet gevou het, en as hy mens haastig iewers heen toe gegaan het, en dan het hy dit gevou, want dit was teken dat hy terugkom na die maaltyd toe. Maar Jesus het nie haastig
iewers heen moes gaan nie. Hy het opgestaan in opdrag van God, gepretestudeer, het met God geweet, daar gaan 'n sterwe wees, en daar gaan 'n opstanding wees, daar gaan die toevolle prys gaan betaal word vir my en vir u, sodat ons in die regte verhouding met die Here Jesus sal wees, en met die Vader sal wees. Jy sien, maar Jesus is nie skielik iewers heen nie, en nou het hy die kop toe tafels, en hy kom eendag terug. Hy kom wel terug vir die wat in hom ontslaap is, maar hy het daai kop toe daar gelos as bewys, ek is nie gesteel nie. Want daai kop toe moes daar bly, vir die wat by die graf ingeloop het. En die oomblik as hulle, want nou is hulle verwondering, daar's 'n beroering, of Jesus het opgestaan. Petrus het nie geglo nie, hy hardloop na die graf toe. Nou is die beroering daar, nou is hy al klaar besig om plannetjies te maak, sê vir hulle, sy disippels het hom kom haal, sê, hy het hom gesteel, en nou Jesus, elke plan van die vyand het hy reeds uitgegee. Ek los my kop toe daar, sodat daar geen bewering is dat ek gesteel is nie, want my kop toe sou saam met dit gesteel geword het. Johannes 20 vers 8 sê die volgende. Ook by die ander disippels, lees Johannes 20 vers 8 sê, so daarom het ook die ander disippels, wat eers by die graf gestaan en gekom het, ingegaan, en hulle het dit gesien en geglo. Daar sê die Bybel dit vir ons. Hoekom was hy kop daar? Sodat hulle kan glo. Onthou, geloof wat jy sien nie, is baie beter as geloof wat sien. Maar vir hulle moes jy sy kop daar los. Dat hulle die leuen kon uitklaar dat hy gesteel is. Jesus se opstanding is die kern vir ons geloof as kinders van die Here. Sonder dit het Jesus se kruisdood geen betekenis. Met Jesus se opstanding word God se oorwinning oor sonde, dood, lyding, pyn en alles wat tussen die mens en God staan, asook 'n lewe van oorvloed staan, vernietig. Dis die laaste ding wat vernietig is. Die opstandingskrag leef nou in my en u. En alles wat teekom en sê, hier kom die siekte, die opstandingskrag van Jesus, daarom sal ons hande op die siekte sê. Dis die opstandingskrag van my koning, dis die salwing van my Jesus in ons het niks goed in ons nie, ons koning lewe, hy het opgestaan, hy het die prys betaal, en daarom kan ons hierdie bonatuurlike werke doen. Jesus se opstanding het reeds in die vroeë kerk, waar Christene altyd saam by mekaar gekom het. Nou kom hulle skielik, het dit 'n beroering veroorsaak. Nou kom hulle skielik 'n massas sondae by mekaar. Dis nou die vroeë kerk al, né? Om Jesus se opstanding uit die dode te vier, teen tradisies soos nou. Jesus se opstanding bring oorwinning en hoop, dat die fisiese dood nie die einde is. So as jy bang is vir die dood, moet dit vandag sommer nou, dat hy dood sommer nou vrek. Wat ons van lewe, ons van opstaan, verheerlikte liggame. Die fisiese dood is nie die einde nie. Jesus se opstanding waarborg ons tot 'n verheerlikte liggaam en 'n ewige lewe saam met hom. Jesus se opstanding uit die dood bring vir ons regverdiging na vore. Want dit bevestig dat Jesus se offer aan die kruis aanvaar is deur Vader en ons nou vrygespreek is van sonde en vrede met God die Vader het. Nou is ons deur Christus Jesus se kruisiging en opstanding die geregtigheid van God. En nou kan ons baie maklik sê, ek het geword die geregtigheid van God. Maar besef jy nou, Jesus se kruisdood en opstanding het nie die geregtigheid van God gemaak. Dis nie ons goeie werke nie, dis nie ons goeie dade nie, dis nie ons geleerdheid nie, dis nie jou bankbalans nie, ons het deur die kruisdood en die opstanding het ons die geregtigheid van God geword. What a glorious event is hierdie resurrection of my Jesus Christ. Dis 'n intieme, lewendige verhouding met die Here.
dit in 'n intieme, lewendige verhouding met die Here kom vestig in elke wedergebore kind van God. Jesus leef nou in ons. Wat beteken hy teenwoordig in ons deur sy Heilige Gees, ons wat sy tempel is. En die Heilige Gees lei ons nou, hy troos ons en gee ons krag vir ons daaglikse lewe en elke uitdaging. Jesus se opstanding uit die dode gee ons 'n nuwe lewe in Christus. Gelowiges word geroep om 'n nuwe lewe in Christus te leef. Kyk, die ou is verby. Alles het nuut geword. Waar sonde nie meer heerskappy het nie, maar die wil van God nommer 1 in ons lewe is. En ek sluit af. Wie in Jesus glo, besit die ewige lewe. En wie in Jesus glo, ontvang die opstanding van die liggaam. Die opstanding van Jesus het die disippels se vrees verander in groot vreugde en boldness om die evangelie te gaan verkondig. Behoort dit ons om te inspireer om die evangelie te gaan verkondig. Hy leef. Nou kan ons mens 'n dooie ding nie. Dis nie dooie godsdienst nie. Ons weet nou, we've got purpose. Ons weet hoe ons koning opgestaan het. Ons weet hoe hy in opstanding deur agtergaan, sodat ek en nie vir die mense kan sê, hy leef waarlik. Daai mense wat so straat die evangelie gaan doen, as hulle begin praat van Jesus, dan begin hy praat van Jesus, dan begin die demone manifesteer, want hulle weet, hy het opgestaan, ons gaan die opstanding deel agterwees, hulle verkondig die opgestaande Jesus, hulle verkondig die verheerlikte Jesus, en hulle weet, hulle sit in die hemelse plekke, saam met Jesus. Dit moet ons ook inspireer, om die evangelie van die koninkryk van God te gaan verkondig. Kerk van die Here, this is the glorious day. Ek weet almal is moeg, ek is ook moeg. Dis eintlik ons vakansiedag. Verby is dit nou daai naweek. En dit is iets wat op te vier, ons vier die opstanding van ons Jesus. Die verheerlikte koning Jesus Christus. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon his face, the one who saved me by his grace. En mag die Here julle so bemoedig met hierdie woord, om te weet, ons dien die opgestaande koning, die graf is leeg, hulle kan sy bene soek tot die ewigheid, hulle kan doen wat hulle wil, maar hy leef nou vir ewig in my en u voor, en in die hemel waar hy vir ewig vir ons en altyd vir ons intree, tot die dood sy mag verloor oor ons met die wegrading, en ons vir ewig bly gaan wees. Dankie my man, jy kan afsit nou kom nie, ek wil hê speel vir ons daai graf is leeg.